If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. Goeiedag vriende, en dankie dat julle weer eens ingeskakel het, om saam met my die woord van die Here te kan deel. Vriende, ek wil graag voortgaan en nog so 'n bietjie gesels rondom die wil van God. En wat ek wil doen is, julle kan hierso sien God se wil, en ek wil graag gesels oor die feit van, kan ek seker wees van God se wil in my lewe, en dan ook die tweede enetjie, is dit moontlik om God se wil vir my lewe te ken, en sonder twyfel is die antwoord ja. Weet ja, en nogmaals ja. Voor ons aangaan, kom ons lees net gou vinnig twee skriffietjies. Die eerste enetjie, soos julle kan sien, Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek kan gaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die tweede enetjie, Romeine 8:28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou, my broer en suster, dit is vir my belangrik dat ek weet, of jy weet, dat julle ten minste oortuig is daarvan dat ons God se woord of God se wil in ons lewens kan ken. Jy weet, na aanleiding van my vorige twee boodskappe rondom dit, die een in Middelburg en die een hier by AGS Krarok, hoop ek regtig waar jy weet dat julle oortuig is dat jy God se wil in jou lewe kan ken. Die groot ding is dat ons net moet aanhou leer, ons moet nooit ophou om te leer om God se wil te kan ken nie, jy weet, om God se wil deel van ons lewe te maak nie. Dit maak nie saak waar ons onsself bevind, of watter kruispad ons ook al is nie. Dit is belangrik dat ons God se wil leer, want hy weet watter gedagtes hy aangaande my en jou koester. Nou, terwyl ons dan nou ons lewensreis voortsit en soek na hierdie versekering dat God se wil deel is van ons lewe, is daar soms, of is daar 7 vrae eerder, wat ons onsself moet vra. 7 vrae wat ons baie aandagtig na moet luister of moet vra, jy weet, en ons moet dit ook bid. Volgende, jy weet, is my lewensdoel, die wil van God wat ek gehoor het, is dit werklik waar, het ek reg geluister met ander woorde, is dit wat God vir my sê? So die eerste vraag is dan, is dit in lyn met die woord van God? Dit wat ek doen dalk, jy weet, kom ons sê, ons kyk na die wil van God wat ons ontdek het, en dan ook na omstandighede in ons lewe, dit wat ons, jy weet, elke dag wil doen, of oor nadink, jy weet, is dit in lyn met die woord van God? Is dit 'n wyse besluit? Kan ek eerlik waar vir God vra om my die vermoë te gee om hierdie doel te bereik? Het ek vrede oor hierdie pad? Is hierdie besluit toepaslik vir my as volgeling van Christus? Pas dit by God se plan vir my lewe, en sal hierdie besluit God eer? Nou, my broer en my suster, as jy hierdie vraag geantwoord het, en jy het op hulle al 7 ja geantwoord, dan kan jy met sekerheid weet dat jy binne God se wil leef, dat God se wil deel van jou lewe is, en dat hy, jy weet, dat jy dalk die plan ontdek het, wat God vir jou lewe het. Maar as jy nie op hulle almal ja geantwoord het nie, jy moet nie gefrustreerd wees, of nou bang wees, of vrees hê nie. Al wat jy moet doen is, hou net aan om hierdie vrae elke dag oor en oor te vra.
gereeld vir jouself te vra. Jy weet, in alles wat jy doen, in elke dag, soek met ander woorde, aanhoudend na die wil van God in jou lewe. Want, jy weet, oor 'n tydperk, dan sal God wel dit vir jou duidelik maak, wat sy wil vir jou lewe is. Hy sal die regte pad vir jou wys, en as daar sekere aanpassings is wat jy moet maak in die lewe, of op jou pad wat jy loop, dan sal God ook die aanpassings vir jou wys wat jy moet doen. Ons moet net nooit vergeet en ons moet daai sekerheid in ons hê, ons moet weet, actually, dat God altyd met ons sal praat, jy weet, vertrou daarop, dat God altyd met jou sal praat. Hou net aan om hierdie vrae te vra, God sal jou antwoord op die regte tyd. Onthou ook net dat, ja, die Here gee om vir die keuses wat ek en jy maak elke dag, jy weet, dit wat ons oorweeg, maar eintlik is die groter doel wat God hier wil bereik, is om 'n dieper verhouding met my en met jou te hê, elke dag. God wil ook nie net ons vrae beantwoord nie, jy weet, hy wil werklik waar hê dat dit 'n gewoonte by my en jou moet wees, om hom deel te maak van ons lewe, elke liewe dag. Dit moet half 'n lewenswyse raak. God moet deel wees van elke aspek van ons lewe. Hy begeer dat ons voortdurend bewus moet wees van sy teenwoordigheid in ons lewe, van die doel wat hy het vir ons lewe, die manier waarop God met my en jou gesels. Hy wil ook hê dat ons moet die hele tyd kyk na wat verhinder ons om die doel, jy weet, om sy doel in ons lewe te bereik of te ken, en dan moet ons ook daai sekerheid hê dat ons wel God se wil in ons lewe het. Nou, my broer en suster, ek wil vir jou sê dat ons self daaraan moet toewy om God se wil elke dag te doen. Nie net in jou huidige omstandighede of in die situasie waarin jy jou dalk in 'n oomblik bevind nie, maar elke liewe dag en alles wat ons doen, moet ons seker maak dat ons binne God se wil lewe. En ek wil ons terugvat na die boodskap wat ek by AGS Bethesda gebring het, waar ek verwys het na die 8 maniere hoe ons God se wil kan ontdek, ja, binne in ons lewe. Kom ek herinner jou net vanaf daaraan. Die eerste een is gemeenskap met God deur die skrif, met ander woorde, lees gereeld jou Bybel. In die omstandighede van die lewe, dit wat ons elke dag doen, kan ons God se wil toepas of die plan agterkom wat hy vir ons het. Die raad van ander mense wat God oor ons pad bring, mede Christene, mede gelowiges, deur ons eie gewete, deur ons gesonde verstand te gebruik, deur verplig te voel. Weet, ek verplig myself daardeur, die tevredenheid wat ons ervaar wanneer ons iets doen vir God, en dan natuurlik ook deur gebed, kommunikasie met God, deur middel van gebed. Maar ten spyte daarvan dat ons nou weet, jy weet, hier is die goedjies wat ons kan toepas om te weet of ons God se wil deel van ons lewe het, is dit baie belangrik dat ons ook elke dag onsself daaraan moet herinner dat daar goedjies is wat ons kan verhoed om God se wil te ken of toe te pas in ons lewe. En ek herinner jou ook net aan dit. Is ook iets wat ek met 'n vorige boodskap gedeel het. Dit is natuurlik my eie wil wat die grootste faktor is, die grootste hindernis is wat my kan verhoed om God se wil in my lewe te kry. Dan die invloed van ander mense, natuurlik nie die mense wat God oor ons pad gebring het nie. Die onkunde oor God se karakter en sy beginsels, oor ons ongeloof, oor skuldgevoelens en minderwaardigheid. Hoe ervaar ek myself, my tyd wat ek spandeer, besig wees, jy weet, spandeer ek tyd aan God of spandeer ek my tyd meestal aan ander dinge in die lewe? Het ek kwaad geraak vir God oor iets wat gebeur het of nie gebeur het nie? En dan natuurlik daai vertroetelde sonde, wanneer ons sonde toelaat en wanneer ons die toelaat van sonde verskuif na vertroetel van sonde. Dis baie gevaarlik. Nou, my betekenis, ek wil jou net daaraan herinner, jy weet dat hierdie kan 'n baie groot rol speel in ons lewe, en daarom is dit belangrik,
Ek vat ons net gou wat ons vir onsself elke dag moet vra. Jy weet, is dit wat ek doen in lyn met God se woord, 'n wyse besluit, en kan ek God werklik waar, jy weet, vra my hierdie vermoed. Ek gee hierdie 7 vragies wat ons moet onthou, wat ons elke dag moet toepas, of vir onsself elke dag moet vra en onsself daaraan moet herinner. My broer en suster, dan laastens wil ek net gou vinnig vir jou sê dat ons moet altyd gewillig wees om te doen wat God van ons verwag. Jy weet, ongeag hoe groot dit is wat hy van ons verwag, hoe klein dit is, wat dit in jou lewe kan doen, jy weet, of dit prakties moontlik of onmoontlik is dit 'n onredelike versoek wat God het, is dit maklik, moeilik, gaan dit my gewild of ongewild maak by die mense rondom my. Dit maak nie saak wat dit kos nie, my broer en my suster. Die punt is, ek en jy moet elke dag, vir al die vrae wat God vir ons stel, moet ons sê, ja, selfs al wil ons dit nie doen nie, jy weet, selfs al is ons bang, of ons is nie seker van die versoek nie, ons moet nooit uit perspektief uit verloor het, dat Jesus is die een wat ons gered het, jy weet, Jesus is die een wat ons red, wat ons van ons sondes vergewe, Jesus is die een wat ons heilig maak, en dan natuurlik baie belangrik, hy is die een wat vir ons voorsien, hy is die een wat ons beskerm, wat vir ons hierdie tuiste in die hemel maak, voorberei, hy is die een wat ons onvoorwaardelik lief het, wat ons ewig lief het. My broer, my suster, kom ons laat hierdie verlosser van ons, kom ons laat Jesus Christus, kom ons laat die Vader, God die Vader toe, in ons lewens, om ons, deur dit wat ons doen elke dag, om ons oorvloediglik te seën daardeur, om ons volkome vreugde te gee, in dit wat hy vir ons beplan het. Kom ons sê ja, op al die versoeke, wat God vir ons rig. Kom ons huiwer nie daaroor nie. My broer en suster, ek waarborg jou, wanneer jy ja sê, op die vraag wat God vir jou elke dag vra, dan sal jy die lewe ten volle ervaar, dan sal jy 'n ewige beloning kry, wat nie gemeet kan word teen enigiets, wat ons hier op aarde kan kry nie. My broer en my suster, kom ons maak seker, en dis my laaste woorde, kom ons maak seker, dat ek en jy, binne God se wil lewe. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Baie dankie Here vir U wil in my lewe. Dankie Here dat ek kan weet U is elke dag daar om my te lei. O Vader, maak U plan aan my bekend as ek hom nog nie ken, Here. Vader, as ek nog nie ja antwoord op al die 7 vrae wat ek myself vra elke dag nie, Here. Vader, maak dit aan my bekend, sodat ek kan weet, Here, wat U wil is. Sodat ek binne U wil kan leef, binne die plan wat U vir my het kan leef. Vader, want ek wil U alleen loof en prys. Ek wil U eer, Here, want aan U alleen kom toe al die lof en al die eer. O Vader, ek loof U daarvoor. Ek dank U daarvoor. Here, ek dank U dat U my verlosser is, Here, dat U nie net my vrae wil antwoord, Here, maar dat U deel wil wees van my lewenswyse, Here. Vader, dankie vir die liefde, vir die voorregte wat U vir my gee, Here. En ek dank U in die kosbare naam van Jesus Christus. Dankie my koning. Amen. Dankie my broer en suster, ek hoop julle het dit geniet saam met my, en kom ons maak seker, ons lewe binne die wil van God. He's a painter.